Goeiedag en weer eens welkom hier saam met ons en ook aan ons kykers by die huis. Dis goed dat jy weer ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons praat oor die Heilige Gees, die feit dat hy binne in jou en my is en die belangrikheid daarvan dat die Heilige Gees elke dag in jou en my moet wees. Maar voordat ons daarna gaan kyk, kom ons sing saam en ons maak saam sy naam groot. Kom ons sing saam. Ten spyte van hoe ek voel, sal ek U prys. Ten spyte van wat mense sê, sal ek U hulde bring. Want dit maak saak wat U van my dink, ek wil U altyd eer behaag. Ek sal U loof, ek sal U prys, ek sal U hulde bring. Laat alles wat asem het, die Here loof, bring hom die lof en hulde. Laat alles wat asem het, sy naam verhoog. Laat alles wat asem het, die Here loof, bring hom die lof en hulde. Laat alles wat asem het, sy naam verhoog. Laat alles wat asem het, sy naam verhoog. Ons het die laaste 2 weke gepraat oor die Heilige Gees en die belangrikheid van die Heilige Gees binne in jou en my. Ons het begin met die negatiewe, die vrees, die versigtigheid, wat daar dalk al in die kerkwêreld kon gebeur het, wat jou en my bang maak vir die Heilige Gees. Maar ons het aanbeweeg om te sê, 'n Christen kan nie die Christelike lewe leef as die Heilige Gees nie binne in hom is nie. En ons het gesien dat ons almal het iets van die Heilige Gees binne in ons, want dis die Heilige Gees wat in jou gewete jou aankla van sonde. Ons het gesien dat dit is die Heilige Gees wat vir jou wys, Jesus het vir jou gesterf en Jesus sal betaal vir jou sonde en die prys. So almal van ons wat Christene is, of wat Jesus aangeneem het en 'n verhouding met Jesus het eintlik die Heilige Gees binne in ons. En dalk sit net 'n groot mate van gebrek aan kennis, dalk sit 'n mate van ons onderdruk so 'n bietjie die werking en die inwoning van die Heilige Gees. En ons het sê, kom ons verander ons gesindheid. Kom ons word weer meer oop vir die Heilige Gees. Kom ons laat hom welkom voel om in ons te werk en deur ons te werk. Jesus het dit vir ons so duidelik gestel, dat dit is goed dat hy opvaar hemel toe. Want as hy opvaar hemel toe, dan kan elkeen van ons die Heilige Gees in ons hê, die heeldag, die heeltyd, enige plek op hierdie planeet aarde. Jy sien, toe Jesus op aarde was hy op een plek op een tyd. Hy was net daar gewees. Ons sien, Lazarus het gesterf en Martha en Maria is hartseer en hulle sê, Jesus, as U net hier was, dan sou dit nie gebeur het nie. Want Jesus was op een plek op een tyd. Maar nou met die Heilige Gees binne in jou en my, die Gees van God, deel van die drie-eenheid, is die Godheid oral. Is die Heilige Gees nou hier by my, hy's nou by jou, hy's by elkeen van ons. Heilige Gees is nou daar waar jy sit en TV kyk. Die Heilige Gees is nou binne in ons. En dis wat Jesus bedoel het van, dis goed dat ek opvaar hemel toe. Want dan kan die Godheid, die heiligheid van God, die krag van God, die werking van God, reg oor hierdie planeet aarde wees. Dis iets van die heerlikheid van die Here vul die hele aarde. Sy heerlikheid is ook in die werking van die Heilige Gees. En daarom ek en jy moet met ander oë kyk. Ons moet met ander oë die Bybel lees wanneer ons lees van die werking van die Heilige Gees. En ek wil dit by jou nadruk en in jou hart beklemtoon. Begeer die werking, die inwoning van die Heilige Gees in jou en my lewe. Vra daarna, bid daarvoor, wees oop daarvoor. Hoor wat sê hierdie skrifgedeelte, Efesiërs 4 vers 30, baie besondere skrif. Hy sê, ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. In julle eenheidsband met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdag sal belewe. Hoor mooi hierdie woorde.
Hy sê, God sê, moenie my Heilige Gees, wat ek gestuur het om in jou te woon, moet hom nie hartseer maak nie. En dan sê hierdie woorde, want in jou eenheidsband, in jou verhouding met die Heilige Gees, in jou openheid, in jou liefde vir die Heilige Gees, lê iets. Wat lê daar? Hy sê, lê jou waarborg, dat jy kind van God is, dat jy die verlossingsdag gaan meemaak. Ons het laasweek gesien dat die Heilige Gees getuig saam met jou gees, dat jy 'n kind van God is. En wat dit sê is maar net, die Heilige Gees is jou waarborg. Kom ons praat 'n bietjie oor daai woordjie, waarborg. Ons almal soek waarborge vandag, nê. Het jy al werk vir iemand gedoen? Wat is een van die eerste goed? Betaal my net eers 'n waarborg. Ek wil weet dat jy gaan my klaar betaal. Ek moet materiaal bestel, ek moet goed in plek sit, ek moet ander mense nee voorsê, want ek kom na jou huis toe en ek gaan werk vir jou doen. Ek bedoel, waarborg is 'n groot deel van ons lewe. Elke dag, elke maand gee maatskappye en mense waarborge vir mekaar dat besigheid gaan op 'n etiese manier voortgaan. Ek en jy kan amper nie leef vandag sonder waarborge nie. Nou kom ons vat dit geestelike wêreld toe. Watse waarborg het jy dat jy eendag hemel toe gaan? Watse waarborg het jy dat God jou sonde vergewe het? Dat God hoor wanneer jy bid? Watse waarborge het jy enigsins? Die Bybel sê, dis die Heilige Gees wat binne in jou bly, wat die waarborg is. Dis wanneer hierdie Gees saam met jou gees getuig, dat jy 'n kind van God is. Dalk sit ons land met soveel skeptiese mense, omdat Christene nie met die waarborg leef nie. Omdat Christene nie getuig soos mense wat weet dat hulle weet dat God goed is, dat God liefdevol is, dat God ons sonde vergewe het, dat hy 'n Vader is, dat Jesus vir ons gesterf het. Dalk leef ons met soveel onsekerheid, omdat ons nie met die waarborg saamleef nie. Nou, hy sê, in jou eenheidsband met die Heilige Gees, lê jou waarborg. Dit beteken in eenvoudige taal, in jou verhouding met die Heilige Gees. Nou, ons het al gepraat van, jy moet 'n verhouding met God hê, jy moet 'n verhouding met Jesus Christus hê, maar daar word nie baie gepraat oor, jy moet 'n verhouding met die Heilige Gees hê nie. En dis wanneer jy die Heilige Gees sien, as deel van die drie-eenheid van God, en wanneer die Heilige Gees elke dag in jou lewe werksaam is, wanneer jy sy leiding aanvaar en probeer hoor en bid en vra, Heilige Gees, lei my, praat met my, Heilige Gees, verduidelik die Bybel aan my, Heilige Gees, help my bid, Heilige Gees, help my sing en aanbid, Heilige Gees, help my. Dis wanneer jy die Heilige Gees as 'n verhoudingsmaat sien. Jesus het gesê, hy's 'n helper. Hy staan by jou, hy's binne in jou, elke dag van jou lewe. En in hierdie verhouding met die Heilige Gees, lê jou waarborg. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil 'n waarborg hê, dat hierdie lewe wat ek hier op aarde leef, hierdie heilige lewe wat ek leef, hierdie gedissiplineerde lewe wat ek leef, hierdie lewe van soek God, bid en begeer en bly weg van sondes en goed af, ek wil 'n waarborg hê, dat hierdie lewe op ewige lewe gaan uitloop. Waar lê die waarborg? Net in die Heilige Gees. En daarom, ek en jy, hoe lyk ons verhouding met die Heilige Gees vandag? Ek wil hierdie reeks klaarmaak met 'n paar beginsels van, wat kan jy verwag van die Heilige Gees af? Wat kan jy verwag van hierdie waarborg af? Dat die Heilige Gees binne in jou is. Wat se werk gaan hy vir jou en my doen? Hoe gaan die Heilige Gees jou en my help om hierdie Christelike lewe te leef? Daar so 3-4 goedjies wat ek vir jou vinnig wil noem. In die eerste plek, Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy kan dit gaan lees daar in Handelinge 1 vers 8, waar hy so duidelik praat. Hy sê, gaan wag in Jerusalem en die Heilige Gees sal oor julle kom, wat die Vader gestuur het, en julle sal krag ontvang. Net vinnig op hierdie punt, en ons het al daaroor gepraat, maar is dit nie dalk waarom die wêreld so van 'n kant af na Christendom kyk en sê, kan hulle regtig my lewe verander?
Is dit regtig beter om 'n Christen te wees as maar net 'n gewone goeie mens te wees? Weet jy wat kort die kerk? Die kerk kort die krag van die Heilige Gees. Want dit is die krag wat my en jou help getuig. Dit is die krag wat vir jou en my 'n boldness gee, 'n heiligheid gee. Dit is die krag van die Heilige Gees wat vir ons liefde gee, wat bo-menslik is, wat niemand kan verstaan nie. Niemand kan snap hoe kan 'n kerk soveel liefde hê nie. Dit kom van die Heilige Gees af. En dalk kort ons in Suid-Afrika meer van die Heilige Gees se krag in Christene se lewens. Tweedens het ons iets gesien van die Heilige Gees sal getuig saam met jou gees. En die Heilige Gees gee vir jou daai sekerheid dat jy kind van God is. En die Heilige Gees gee vir jou en my leiding elke dag. So, ek kan nie regtig sien, hoe kan jy 'n kind van God wees sonder die Heilige Gees nie? Dis hy wat binne in jou uitroep, Abba, Vader. En dit bring my by die derde beginsel van hoe die Heilige Gees jou en my help om Christen te wees. En dis 'n baie groot, dit is iets van die Heilige Gees help my bid. En soveel mense het al vir my gesê, Andries, ek sukkel om te bid. Dit voel vir my ek bid teen die dak vas. Ek sê ek gaan nou bid en dan trek ek weg en 'n minuut later of 2 minute later het ek niks meer om te sê nie. My gebedslewe is dood. Dit voel nie lewendig. Ek voel nie beter nadat ek gebid het nie, want ek weet nie of ek eers die regte goed gesê het nie. Ek weet nie wat om te sê nie. Nou kom ek sê vir jou, al hierdie krisisse rondom ons gebedslewens, het kom eintlik maar van ons krisis in ons verhouding met die Heilige Gees vandaan. Kom ek lees vir jou wat sê Romeine 8 weer 'n keer. Romeine 8 hier vanaf vers 26 hierdie keer. Hy sê die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid nie, maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versigtinge wat nie in menslike taal verwoord kan word nie. Die God wat die dieptes van elke hart deurgrond, weet wat die Gees in die oog het, dat hy in harmonie met God se wil vir die gelowiges intree. Hier is 'n groot versie. Hierdie versie sê, die Heilige Gees kom ons in ons swakheid tegemoet, in ons onbeholpenheid, en ons weet nie altyd wat om te sê en hoe om met God te praat nie, maar die Heilige Gees, wat self God is, en wat die dieptes van God ken, hy vat ons behoeftes na God die Vader toe. En hy vat dit baie keer met woorde en taal en 'n uitdrukking wat ek en jy nie eers altyd verstaan nie. Wat ons menslike verstand nie eers altyd kan verwoord nie. En dan sê hy, God ken die dieptes van jou hart, jou behoeftes. En die Heilige Gees ken dit, en die Heilige Gees vat daai begeertes van jou en my na God die Vader toe. En dan 'n baie groote. En die Heilige Gees ken die wil van God. En hy ken jou lewe, hy ken jou omstandighede. En daarom bid die Heilige Gees perfekte gebede vir jou en my na die Vader toe. Ek dink ons het nog baie om te leer oor gebed, maar een van die groot goed wat ek en jy leer oor gebed is die volgende. Dalk moet ek bietjie stil bly, dat die Heilige Gees bietjie meer deur my bid. Met ander woorde, dalk moet daar iewers in my gebedstyd iets inkom van, Here, ek weet nie wat om te sê nie, maar kom Heilige Gees en bid deur my. Heilige Gees, U ken my, U weet wat het ek nodig, U ken die wil van God, en praat nou deur my met die Vader, en dan net stil te bly. Dat die Heilige Gees die gebedswerk hier binne in my doen, want hy bid die perfekte wil van God. Weer 'n keer wil ek die vraag vra, wat sal die uitwerking in ons land wees? Wat sal die kerk se getuie wees? Wat sal die wonderwerke wees, as die Heilige Gees bietjie meer bid, en ek en jy minder bid? As ons meer toelaat, dat die verhouding met die Heilige Gees beheer neem, as wat ons so baie beheer wil hê. Die laaste puntjie wat ek vir jou wil noem oor die werking van die Heilige Gees is, hy kom verander jou. Hy kom maak jou 'n beter mens. Hy kom maak jou heiliger, want hy is die
Heilige Gees van God. Kom ek lees vir jou waar dit staan, 'n mooi belofte, 2 Korintiërs 3 vanaf vers 18 af. Hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. Hoor mooi wat gebeur hier. Hy sê, ek en jy weerspieël die heerlikheid van God. Weerspieël beteken, as jy na my kyk, dan weerkaats ek God. Jy moet iets van die liefde van God in my sien. Jy moet iets van die heiligheid van God, die grootheid, die krag, die mag van God in my sien. Ek weet nie hoe voel jy as ek sulke woorde sê nie. Ek voel, dit is onmoontlik. Ek's 'n mens, ek's 'n sondaar, ek kan nie, ek sal dit nooit reg kry nie. Jy's doodreg. Ek en jy gaan dit nooit reg kry nie. Maar dis waarom God vir jou en my die Heilige Gees gegee het. En dan sê hy verder, die manier hoe ek en jy God gaan weerspieël, is as die Gees ons verander. Van een vlak van heerlikheid na die volgende vlak van heerlikheid, om al hoe meer soos Jesus te word. En dan sê hy, wie doen hierdie werk? Dit is die Heilige Gees binne in jou en my, wat hierdie werk binne in jou en my doen. Jy weet, baie keer dan voel ons, dis onmoontlik. Hierdie Christelike pad, hierdie heiligheid, hierdie reinheid, die hele wêreld sondig, die hele wêreld gaan aan op hulle paadjie en ons hier in die kerk probeer om God te dien, maar dit is so moeilik en so swaar. Die antwoord lê hierin, ek en jy moet meer oorgee. Ek en jy moet meer begeer, dat die Heilige Gees deur ons sal werk. Dat die Heilige Gees die werk in ons sal doen. Ek en jy moet meer bid. Heilige Gees, kom verander my. Kom werk deur my. Kom skyn die lig deur my. Heilige Gees, in my verhouding tot U, gee ek oor aan U. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Kom van my hand en wys my vandag my Vader se hand. U ken hom, verstaan hom, U soek al die dieptes van God. Meer as alles wat ek droom, dink of bid, het my Vader berei, vir die wat hom liefhet, o lei my na hom, wat my hart, o Heilige Gees. Meer as alles wat ek droom, dink of bid, het my Vader berei, vir die wat hom liefhet, o lei my na hom, van my hart, o Heilige Gees. Kom ons bid nou saam vir ons verhouding met die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die Heilige Gees. En leer ons om meer oop te wees vir die Heilige Gees. Dankie Heilige Gees, dat U deur ons wil bid, deur ons met die Vader wil praat. Dankie Heilige Gees, dat U ons lewens wil verander, van een heerlikheid na die volgende heerlikheid. Heilige Gees, ons gee oor aan U, om deur ons te werk, in Jesus naam. Amen.